Hallo graad 12's. Welkom by hierdie bespreking van P. Philander se gediggie Haar Uitvaart. Ek is Junaid Anthony en hierdie is my Tuma Mina les. So graad 12's, waaroor gaan hierdie gedig? Haar uitvaart gaan oor die hartseer en die pyn van 'n ouer as hulle 'n kind aan die dood afstaan. Die spreker vertel ons in hierdie aangrypende gedig van die laaste oomblikke van die geliefde kindjie se lewe. Hierdie gedig beskryf die klein kindjie se aksies en bewegings net voordat sy sterf. Dit word met groot sorg en baie gevoel deur hierdie gedig aan ons deurgegee. Jy kan voel hoe moeilik dit vir die ouer is om die kind in hierdie toestand te sien. Dit wys ons ook hoe magteloos 'n mens voel as die dood intree. Dit is 'n diep emosionele en aangrypende gedeelte van hierdie gedig wat ons moet erken en waardeer. Die titel van die gedig, Haar Uitvaart, is 'n baie belangrike deel van hierdie gedig en dit gee ook vir ons belangrike aanwysers oor die inhoud van hierdie gedig. Eerstens, die besitlike voornaamwoord haar vertel ons dadelik dat die gedig oor 'n vroulike persoon gaan. Dit help ons om te verstaan dat die hoofkarakter 'n vrou is. Die woord uitvaart bring 'n spesifieke beeld na vore. Dit laat ons dink aan 'n bootrit. Maar in hierdie konteks is dit 'n metafoor vir die vrou se sterfte. Onthou graad 12's, dit is belangrik dat jy weet wat 'n metafoor is. Die gedig gebruik dus die idee van 'n bootrit om die tragiese gebeurtenis van haar dood te beskryf. Laastens, die woord uitvaart word gebruik as 'n eufemisme. Onthou nou graad 12's, 'n eufemisme is 'n versagting. Dit beteken om iets wat werklik hartseer en pynvol is op 'n baie sagter manier oor te dra. In hierdie gedig help die eufemisme om die pyn van hierdie situasie 'n bietjie te versag. Voordat ons die bespreking van hierdie gedig begin, is dit belangrik dat jy die moeilike woorde in hierdie gedig verstaan. Ons gaan nou 'n interaktiewe aktiwiteit doen sodat jy die woorde beter kan begryp. Wanneer jy die pause knoppie op hierdie skerm sien, stop die video en voltooi die aktiwiteit wat hierna volg. Klik op die beskrywing hieronder om die werkkaart van die aktiwiteit af te laai. Werk saam met jou klasmaats of op jou eie om sinonieme en definisies van hierdie moeilike woorde neer te skryf. As jy klaar met die aktiwiteit is, druk weer die speelknoppie sodat die video verder kan speel. 3, 2, 1. Graad 12's, kom ons begin. Graad 12's, ek is seker dat jy nou die moeilike woorde in hierdie gediggie beter verstaan. Kom, ons luister gou na hierdie gedig. Haar Uitvaart deur P. J. Philander. Al oor my dak het hul gemaal, die voeltjies het vir haar kom haal. Half toegevouwe feesies klein, het eilings na die doodsgordyn gegryp, en dan weer moeg verslap. Die sweet het langs haar slaapies afgetap. Haar oogies sien ek duidelik nog, al het vir my gesmeek om tog te help, die pyn te stil, maar ek was magteloos teen sy wil. En halfweg na die hospitaal het asemloos die dood ons ingehaal. Goed graad 12's, as jy geluister het na my stemtoon, sal jy besef dat hierdie 'n baie hartseer gediggie is. Kom ons kyk na die bespreking van hierdie gedig. Hierdie gedig is gebaseer op die dood van die digter se 2-jarige dogtertjie wat aan wit seerkeel
gesterf het. Onthou geratuals, witseerkeel is difteria in Engels. Sy het in haar pa se arms op pad na die hospitaal toe gesterf. Die eerste 6 versreëls handel oor die pa se uiterlike waarneming van die dogtertjie se stryd teen die dood. Die versreëls wat volg, vanaf reël 7 tot reël 12, fokus op die innerlike gevoelens van die pa. Laat ons nou die eerste strofe van hierdie gedig 'n bietjie ontleed. Die eerste belangrike element is die ek-spreker, wat in hierdie geval die vader is. Dit word nie vir ons pertinent gesê, die ek-spreker nie, maar die woord my dui op die eerste persoon. Sy perspektief en emosies maak die gedig meer geloofwaardig en persoonlik. Dit gee 'n sterk gevoel van die pyn en die hartseer wat hy ervaar. Aan die einde van versreël 1 is daar die ellips. Hierdie ellips word gebruik om die aandag te vestig op 'n dramatiese deel wat weggelaat word. Dit vestig die leser se aandag direk op die dood. Dit is moeilik vir die pa om presies te sê hoe hy voel. En hierdie ellips help om hierdie gevoel van onvermoë te kommunikeer. Die verwysing na voeltjies in reël 2 is 'n simbool wat die naderende dood aandui. Dit skep 'n tragiese en dreigende atmosfeer. Let ook op die alliterasie van die h-klank in die woorde soos haar en haal, wat die emosionele impak van hierdie strofe versterk. Die gebruik van die besittelike voornaamwoord haar vertel vir ons dat dit hier in hierdie gedig om 'n vroulike persoon gaan. Die eufemistiese gebruik van haar kom haal in reël 2 dui weer op die naderende dood, maar op 'n meer subtiele manier. Die eerste opvallende verstegniese middel in strofe 2 is die inversie of die omgekeerde woordorde. Dit is gebruik om in die remskema van hierdie gedig te pas en om die kleinheid van die kind te beklemtoon. Die woorde vuisies klein stel ons in staat om te sien hoe klein en hulpeloos sy was. En dit dui ook op 'n sterk gevoel van simpatie, empatie en medelee. Die woord eilings beskryf die dogtertjie se aksies wat krampagtig en onsamenhangend is as gevolg van die pyn wat sy ervaar. Die term doodsgordyn is 'n kragtige metafoor. Dit skep die beeld van die dood wat soos 'n gordyn voor haar gehang het. Die gordyn maak 'n duidelike skeiding van die lewe wat verteenwoordig word deur die pa en die dood wat deur die kind verteenwoordig word. Dit verhoog die emosionele impak van hierdie gedig. Die woordgegryp in die derde strofe toon die intensiteit van die pyn wat die pa voel. Die woord verslap dui op 'n rustiger toestand na die intensiteit van die pyn. Hier het ons 'n duidelike kontras wat die emosionele reis van die pa treffend uitbeeld. Op 'n metaforiese manier kon die pa sien hoe die kind teen die dood baklei. Oomblikke wat dit beter gaan, gegryp, en dan verswak sy weer. Die moeg dui dat die kind moeg geraak het om teen die siekte of selfs die dood te baklei. Die gebruik van die ellips in versreël 5 in die gedig is ook betekenisvol. Dit suggereer die pauses wat die pa neem om sy emosies te verwerk
en dit toon hoe moeilik dit is om oor sy dogtertjie se dood te praat. Dit laat ook ruimte vir die leser se verbeelding om die intense pyn en hartseer van die pa te begryp. Die beskrywing van sweet wat teen haar slapies afloop, beklemtoon die kleinheid van die dogter, as ook die intensiteit van die pyn wat die sweet veroorsaak. Slapies verwys na die plat sywande van die voorkop. Hierdie detail versterk die persoonlike aard van die gedig en laat die leser die diepte van die vader se verlies beter verstaan. In strofe 4 is die oogies van die dogter die sentrale fokus. Die verkleining van die woord oogies dui op meegevoel en laat ons die kwesbaarheid van die kind sien. Sien ek duidelik nog, versterk die gedagte dat die pa die herinnering aan sy kind se lyding nooit sal vergeet nie. Die oogies smeek in versrol 8 is 'n voorbeeld van personifikasie wat die intense emosies van die pa uitbeeld. In strofe 5 sien ons weer die ellips, wat dui op die pa se onvermoë om die pyn van sy dogtertjie te verlos. Maar ek was magteloos teen sy wil, toon aan dat die pa berus in die wil van God oor sy dogter se lot. Onthou Gratwals, die voegwoord maar dui gewoonlik op 'n wending of 'n verandering in die gedig. Die gebruik van maar bring 'n teenstelling na vore en versterk die konflik en pyn van die pa se ervaring. Strofe 6 maak ook gebruik van die H-alliterasie in woorde soos halfweg en hospitaal, wat die fokus op die plek van die tragedie vestig. In versrol 12 dui die parentese asemloos vir ons aan dat die kind letterlik dood is. Graad 12, nou let ons gou op die progressie of vooruitgang wat ons in hierdie gedig aantref. In strofes 2 en 3 veg die kind teen die dood. In strofes 4 en 5 is die persoon, in hierdie geval die pa, magteloos om te help. En in strofe 6 sterf die dogtertjie. Graad 12, ek hoop julle het nou 'n beter verstaaning van die inhoud van hierdie gedig. Daar is egter nog 'n paar verstegniese aspekte waaraan ons aandag moet gee. Wat jy nou kan doen, is om die werkkaart in die kommentaarblokkie af te laai en die aktiwiteit te voltooi. Ek gaan julle met die eerste een help, maar daarna moet jy die andere op jou eie doen. In die titel, haar uitvaart, tref ons 'n metafoor en 'n eufemisme aan. Dit sinspeel op haar dood of sterfte. Die veelheid van die dood van die geliefde dogtertjie word versag. Graad 12, ek het jou nou gehelp met die verstegniese aspekte rakende die titel. Nou is dit jou beurt om te kyk watter van die beeldspraak, stylfigure en retoriese middele jy in hierdie gedig kan identifiseer. Graad 12, knap gedaan. Ek glo, julle het al die antwoorde reg gekry. Nou gaan ons gou kyk na die volgende aspekte: stemming, toon, boodskap en tema. Die tema van die gedig is ongetwyfeld die dood. Elke strofe en versreel dra by tot die dieper begrip
van die tragedie en die emosionele reis van die pa deur sy dogter se lyding en sterfte. Graad 12, die boodskap handel natuurlik oor die lewensles wat ek uit hierdie gediggie uit kan neem. In hierdie gedig handel dit oor die pyn en die magteloosheid wat 'n persoon voel wanneer 'n geliefde ly en natuurlik sterf. Dit illustreer die onvermydelike realiteit van die dood en die emosionele las wat dit op diegene plaas wat agterbly. Die toon van die gedig is gespanne en hopeloos. Dit word deurgaans deur die gedig uitgebeeld, deur die wyse waarop die dood gevisualiseer word en die diepe emosionele impak wat dit op die pa het. Die algemene stemming van die gedig is hartseer en somber. Dit word versterk deur die intense beskrywing van die pyn, die verlies en die magteloosheid. Die gebruik van verkleinwoorde in die gedig dui op die jeugdigheid en die kwesbaarheid van die afgestorwene, wat die emosionele verbintenis en liefde tussen die pa en sy dogtertjie benadruk. Die spreker in die gedig is die vader van die dogtertjie. En dit gee aan hierdie gedig 'n persoonlike en hartseer perspektief. Die baie leestekens in die gedig help die leser om te besin oor elke stap van die sterwensuur van die geliefde dogtertjie, wat die intensiteit van emosies verhoog en die tragiese gebeure duidelik uitbeeld. Waarin jambement gebruik word, bring dit dieselfde gedagtes saam en dit versnel die tempo wat aansluit by die vinnige en onvermydelike aard van die dood. Baie dankie dat jy na hierdie les van P. Philander se Haar Uitvaart geluister het. Onthou, as jy enige hulpbronne benodig, kyk maar vir die kommentaarblokkie en laai dit gerus af. Sterkte vir die akademiese jaar vorentoe.